Ek het 'n lekker gesprek gehad met Angus Opperman van Rugby 365 in die nuutste uitgawe van ons Rugby Nuus podcast. Hierdie is 'n uittreksel uit daai video en ek en hy gesels bietjie oor die toekoms van Suid-Afrikaanse spanne in Europese beker kompetisies. En 'n aanleiding van 'n artikel wat hy in Rugby 365 geskryf het waar hy gesê het dat dit eintlik 'n bietjie van 'n bestuuring of 'n bedekte siening is dat die Suid-Afrikaanse spanne uit die kompetisie uitgeval het. Hier volg die Rugby Nuus, net op Raadvat Rugby. En kom ons val sommer met die deur in die huis daar. Jy het 'n lekker artikel geskryf op Rugby 365 oor dis eintlik 'n besturing, 'n blessing in disguise het dit genoem dat die Bulls en die Stormers nou uit die Championship is en die Sharks uit die Challenge Cup uit. Nou baie mense sê dis heiligskenners, ons moet gaan vir alles om te wen, maar wat is jou argument gewees daar? Hoekom het jy dit gesê? In 'n neutedop diepte. As jy mens kyk na hierdie veral die Franse spanne, hulle het die manier om twee spanne te kies. Ons gaan later praat met David Kriel wat La Rochelle toe is en Dal Salman Murad. Maar hulle het die manier om twee spanne te kies en een nou hulle vir die groot toernooie en dan die uitspelwedstryde, die ander ene is net om teen die swakker spanne te speel en punte te kry. Waar spanne soos Suid-Afrikaanse spanne basies, ons kan nie dit doen nie. Dit is basies onmoontlik om twee verskillende spanne te field. As mens kyk na Stormers het probeer teen Harlequins in Januarie en het 61-10 pak gekry. En dit was nie 'n slegte span op papier nie in terme van name nie, maar was 'n klomp jongelinge gewees. So in Dobson se mind was dit gewees en hy het gesien as 'n kans dat hulle kon 'n punt of twee kry en daar was hulle het absoluut geen punte gekry daai wedstryd uit nie. Maar nie soos ek sê, nie omdat dit swak spelers was nie, dit is net baie onervare spelers gewees in 'n Harlequins span met ouens soos Marcus Smith en Shane Cunningham South, groot name vir die Engelse span. So diepte is 'n probleem en dis wat ek genoem het in die artikel MW, sou die Bulls en die Stormers deurgedring het. Ek sou baie 'n kwartfinaal in die Kaap geniet het. Dit sou awesome gewees het vir ons as ondersteuners, as joernaliste, vir die kompetisie as 'n geheel. Dan weet ons, okay, ten minste gaan een Suid-Afrikaanse span na die semifinaal toe. Maar nou kom jy op in 'n semifinaal teen Bordeaux of Toulouse en jy maak dinges van jouself. Wie wil dit hê? So in daai konteks het ek gesê dis 'n goeie ding dat ons uit is en ook die Bulls in 'n situasie waar hulle gaan heel waarskynlik gaan vir 20 punte in die volgende 4 wedstryde om in die top 8 en dalk die top 4 te kom wat baie moontlik is, afhangende van hoe ander resultate uitspeel. En die Stormers byvoorbeeld, hulle sal wel hoop dat die Lions gaan vir Glasgow wen en die Stormers wil vir Glasgow wen. En dan is er 2 wedstryde oor see teen Cardiff en dan die ander wedstryd is teen Ulster. Hulle gaan vir 'n nommer 1 plek op die punte lewer in die URC, maar nou as jy moet twee kompetisies as ons die Engelse woord gebruik juggle, dan gaan dit 'n bietjie moeilik maak om daai ouens te laat speel week in en week uit op daai intensiteit om twee kompetisies te probeer wen. Dit is net, ek wil nie sê dit is onmoontlik nie, dit is net baie gevra en ongelukkig ons het hierdie, ek weet of dit nog aktief is, maar hierdie salaris cap in Suid-Afrika, jy kan nie net sommer groot name van Fiji, Samoa, New Zealand, Tonga, soos byvoorbeeld 'n Leinster kan doen of 'n La Rochelle kan doen nie. Die ding is, die Suid-Afrikaanse spanne, hulle gebruik hulle eie spelers. Dis maar nou en dan met jy miskien 'n vreemdeling sal sien. Stormers het op Ben Loude gehad 2 seisoene terug of verlede seisoen. Ek weet die Bulls het 'n senter geteken wat ooit gespeel het nie, 'n paar seisoene terug, maar dit is maar die regtig nou die laaste resort as hulle nou iemand oorseas gaan kry. Maar in 'n neutedop, ons gebruik ons eie spelers, daar's nie geld om ander manne van buite af in te bring om met twee kompetisies te meeding nie. Wel, dit gaan oor dit budgets, begrotings, weet iemand ek het eers raak gelees. Dis 'n 20 miljoen euro span teen 'n 2 miljoen euro span. Weet Toulon teen die Stormers. Dit is nie regtig appels met appels nie. Mense kyk altyd byvoorbeeld ja, maar Stormers is tweede op die URC, so hulle is teoreties 'n baie sterk span. Toulon is maar 11de op die top 14 punte tabel. So hulle is eintlik nie op hulle beste vorm nie en tog verwag ons van die Stormers om daar op te daag met 'n redelike leë Spence, as ek dit so kan noem. Daar's nie vreeslik baie spelers van nou daaroor praat en dan moet hulle nou op 'n tuisveld weg van die huis af voor 'n fanatiese tuiskare en lyk my soos 'n redelike eenoogige TV-regisseur en 'n skeieregter dat ek dit maar eerlik sê wat totaal al oorweldig was deur die geleentheid. Nou moet hulle probeer om 'n wen daar in die sakkie uithaal en ek dink dit het baie naby gekom. Maar ja, soos ek sê, ek dink dit is regtig noodwendig appels met appels nie. Dit bring my by die groter vraag nou. Hoort ons hoe genaamd in hierdie kompetisie dink jy? MB, kom ek vat jy goed terug na die eerste URC toe die Stormers en die Bulls in die finaal gespeel het.
daar was nie 'n Championship nie. En die Vir pad ons in die nie. URC was ja, ten minste vir ons die Suid-Afrikaanse spanne nie. En die pad na die finaal toe was aansienlik makliker geweest, want daar was letterlik 4 tot 6 wedstryde minder wat jy gespeel het daardie seisoen. So jy kon letterlik jou groep bestuur het en gesê het, okay, ek speel teen Scarlets weg hierdie week, maar Scarlets lê 14de, ek kan bekostig om dalk 'n gemengde span te stuur en nog steeds gaan wen. Nou, met die Championship het wat 4, 6, dalk bietjie meer, sê maar 6 wedstryde op die meeste as jy die kwartfinale haal. Ekstra wedstryde in jou seisoene wat jy nie voorheen gehad het nie. En dit klink nie baie nie, maar dit is eintlik 'n groot verskil. Want nou daai ouens, hulle raak moeg, hulle kort hulle ruskans, die bokke moet bestuur word. Hulle moet hulle 8 weke se rus kry. Dit is nie net dat jy jou bokke altyd beskikbaar het. Jy kyk maar vir die Sharks, hulle het besef wat hulle gedoen het. Hulle het 'n klomp bokke geteken en dan iewes skielik in die middel van die seisoen sit hulle met die helfte van hulle bokke weg of al hulle bokke weg. En dan speel hulle met 'n klomp onder 23-jariges met 'n paar ou manne in die mix wat nou al jare daar is, maar nie altyd eerste keuse is. So om jou vraag te beantwoord, ek wil nie sê ons behoort nie in die kompetisie nie, maar ek voel net tot en met daar punt gaan kom waar Suid-Afrikaanse spanne die begroting en die diepte kan hê wat soos sê daai oorseese spanne het. As ons ouens soos die Will Skelton of ek weet die Joshua Tuisova kon kontrakteer en daar's absoluut geen salary cap hier en die manne kan mal gaan en nog 'n squad bou van nie net plaaslike spelers, maar oorseese spelers, fine. Maar op hierdie punt, dit is net, ek wil niks sê, niks is onmoontlik nie, maar dit is baie naby aan onmoontlik om te kompeteer op al twee fronte. En ek wil net sê dat ek voel dat ja, ons behoort in kompetisie, maar as ons regtig wil respek verdien in hierdie kompetisie, gaan ons dalk moet kyk na die strukture van hierdie plaaslike spanne in terme van finansies ook. Wel, ek dink dit is 'n baie glorieryke kompetisie, jy weet, almal wil hom graag wen. Hy het baie van sy glans verloor. Dis nou te maklik die ronde van 16 wat ingekom het, weet jy, moet soos die Bulle het omtrent elke wedstryd verloor en tog dit het deur geskraap hier op die einde in die top 16 geëindig, maar toe moet hulle nou teen die nommer 1 span gaan speel wat Glasgow is. Maar tog in die URC is die Bulle in Glasgow baie nader aan mekaar as wat mense gedink het hulle is, want die punt is net, ek dink die struktuur van die toernooi is die probleem. Hierdie van bietjie in Desember speel en dan weer bietjie in Januarie en dan bietjie in Maart en 'n bietjie in Mei en dit vat die hele punch uit die ding uit weg. Niemand verstaan regtig hoekom speel hulle nou hierdie week Championship en hierdie week nie URC nie en daai tipe dinge. En die ander ding is die reisreëlings. Ek bedoel ons het nou geweet, byvoorbeeld die Bulle moes nou daar na hulle gespeel het teen Glasgow, het hulle besluit hulle gaan in Toulon bly in Frankryk en in geval hulle dalk verloor, die Stormers nou met die Bulle teen Toulon speel en die Bulle het gewen, sien maar hulle het gehoop hulle wen. Maar die kans was baie goed geweest dat hulle dalk moes terugvlieg Kaapstad toe om daar in 'n kwart uit te gaan speel teen die Stormers en dan weer terug te vlieg Wallis die volgende week, maar jy weet nie want jy kan niks beplan nie. Ek sal sê my idee is baie vinnig kies top 12 spanne, jy weet die top 4 spanne uit elke kompetisie, die URC, die Premierskap en die top 14 en maak dit twee poele van 6, 5 rondes en dan jy die top 4 semifinale en dan die finaal. Maar na mekaar, na die URC, na die einde van al die seisoene. Nou gaan jy sukkel met daai top 14 wat hulle letterlik tot in die rooi druk. Jy weet, hy vat te lank, hy's so lank. Die punt is net as jy dan besluit die URC is nou klaar, nou het ons vir 6 weke lank het ons nou net die Championship. Elke naweek speel ons Championship. Kan jy indink wat die opwinding en wat daarmee gepaard gaan, jy weet, nou hierdie week speel ons teen Toulouse. Kan jy indink Toulouse kom beloftes toe of Toulouse kom DHL toe, jy weet, of Bordeaux sien hierdie naweek vir Lou BLBRA in aksie. Maar dit maak dit mos 'n bietjie meer opwindend, maar hierdie stukkie werkie vir my nie. Nee, ek stem 100% saam met jou MW. En ongelukkig ek het met 'n vriend gepraat 'n hele tydjie terug en hy laat my nou dink aan dit. Toe sê hy vir my en ek het dit met hom bespreek. Toe sê hy vir my die probleem is daai mense en ek verstaan dit. Ek is bietjie van 'n tradisionalis myself, maar daai mense, Europeërs, dit is vir hulle tradisie om dit so te doen. Ek byvoorbeeld soos hy nou genoem het, ek sou verkies dis of die URC maak klaar in Julie of Junie, speel die Championship, dis 5-6 weke, dis klaar. Of as jy dit in die middel wil doen, want daar so baie breuke in die URC, dis hoekom die URC so lank is. Dis net wat 18 rondes,
Maar daar's wat 23 weke se URC, want daar's soveel breke in between natuurlik met die Champions Cup by ook. So as En die jy 6 daai nasies. en die 6 nasies natuurlik. So dit maak nog 'n ding moeiliker en ek dink dis waar die argument nog steeds inkom van hierdie globale seisoen. Ons is nog 'n lang pad van dit af. En ons as mense nou daarvan praat, dink mense net aan die rugby kampioenskap en die 6 nasies en al hierdie dinge. Maar dit begin by die klubs. Dit begin by die kompetisies wat nie gelyk hardloop. Die Super Rugby is van gewoonlik Februarie tot en met Junie, die JRC's van September tot en met Junie. Die top 14 dis 'n baie lang kompetisie, ek is seker hoe lank dit is nie. So al hierdie kompetisies het hulle eie tydslot en hulle doen hulle manier soos hulle wil doen en dis fyn. Maar as daar 'n manier kan wees dat ons kan sê, okay, kom ons speel al hierdie top kompetisies op dieselfde tyd en hulle maak min of meer dieselfde tyd klaar, hulle begin dieselfde tyd en dan kan ons gaan na internasionale seisoene toe en wat daarna gebeur, dit is fyn, want dan is alles meer in 'n lyn en ongelukkig as dit eendag gaan gebeur, ek weet nie of ek of jy nog gaan lewe uit uit die want ongelukkig is dit net 'n geval van mense hou vas in tradisie en alhoewel hulle hoe hard probeer om hierdie globale kalender in lyn te kry, dit gaan nog 'n baie lang tyd vat. Daar's natuurlik nou daar's natuurlik 'n bietjie vordering met die Nations Championship, maar ek voel dis ook maar net 'n proefloopie om te sien hoe dinge sal gaan vorentoe, maar dit gaan nog 'n lang pad vat. Ja. Kyk, as hulle byvoorbeeld die 4 aanvangsrondes, dan het jy die ronde van 16, dan het jy die kwart eind, die semifinaal en die finaal. So jy het basies 8 rondes van die Champions Cup. As jy daai 8 rondes uit die JRC kalender uithaal en die hele JRC terugskuif en die top 14 terugskuif en die premierskap terugskuif, dan maak jy mos nou 'n spasie oop aan die einde van die seisoen om al daai wedstryde gelyktydig te kan speel. Verstaan? So net jy steeds 6 nasies breek wat ingebou is, maar in steede van om met bietjie hier te speel, dan bietjie hier, dan bietjie hier, dan bietjie hier, dan haal jy al daai goed uit die JRC uit, kompres die toernooi dat hy aan mekaar is en sit die spelers nie agter. Ek bedoel dis nie 'n ideale oplossing, dis maar net uit die face uit praat, maar ek bedoel maak dit vir my sin. Ek dink so in 'n geval. Ja, tot op 'n mate, maar onthou daar's nog iets soos ouens moet hulle afseisoen ook kry, hulle ruskans. So wanneer gaan dit gebeur? Dit moet dan ingewerk word ook. Kyk, die ouens wat JRC speel, hulle kry af vir wat 2 maande of 3 maande. Gewoonlik maak dit soos ek sê Junie klaar, begin weer September, so 3-4 maande kry hulle ruskans. Dis nou die wat nie internasionaal speel nie, maar dan speel van hulle 'n bietjie Currie-beker as hulle gelukkig is of wat ook al die geval mag wees, maar dit is dalk 'n beter oplossing. Dit is Want hulle speel dieselfde hoeveelheid rugby. Hulle speel dit net op verskillende tye. So dit maak nie saak nie. Ja, maar dan steeds leuk, ja. Ja, dan is dit okay. Ja, Maar ons kan maar net hoop vir die beste vorentoe. Ja, ons weet nie Maar wat op hierdie tot iemand die Nieu-Seelanders se oor kan draai dat hulle instem, want lyk my hulle is die stok en die speke. Hulle is die ouens wat nie wil skuif nie. Die globale kalender. Hulle hou van hulle super rugby en dan hier by Junie ingaan. Hulle wil nie die rugby kampioenskap dieselfde tyd as die 6 nasies hê nie. Ek bedoel dis 'n ideale oplossing net so tussen my en jou. Maar Nieu-Seeland skop hande 4 voet vas. Hulle wil niks weet nie. Soos 'n steekdonkie. As hulle nie genoeg geleer het om Suid-Afrika uit te skop by die Super Rugby uit die eerste plek uit nie. Ja. Wanneer gaan hulle nou eendag hulle lessies leer? Maar nou ja. As jy die uittreksels uit die podcast geniet het, maak seker jy kyk uit vir die volledige video. Ons plaas hom binnekort of kyk ook uit vir ander uittreksels uit daai spesifieke podcast uit waar ons gesels oor die Stormers se vertoning teen Toulon, die Bulls se vertoning teen Glasgow en 'n derde video waar ons gesels oor spelerskuiwe wat die afgelope tyd die nuus gemaak het.